Halleluja. Amen en amen en amen. Halleluja. Ek stop gister daar by die hekke, daar waar ons bly, die ingangshekke en 'n vroutjie, hulle is in die NG Kerk, maar ek ken mekaar nou al redelik lank en sy kry elke week kry sy ons preke ook. En toe sy ons sien, sy sê vir my, wow, wat 'n boodskap. Ek het vir 3 van my pelle aangestuur. So kinders van die Here, kom ons raak opgewonde vir God se woord. Kom ons gebruik dit wat in jou hand is om die evangelie te verkondig. Wat is in jou hand? Jy sien, jou Bybel in jou hand, jou selfoon in jou hand, jou rekenaar in jou hand. Daar is soveel maniere om Jesus te verkondig. Maar as ek vir jou vanoggend vra, en dat jy nou baie eerlik sal wees vanoggend, hoekom wil jy God sien? Why do you want to see God? Want dit is 'n ongemaklike vraag. Maar jy sien, maar hierdie vraag is 'n vraag wat jou hele verhouding met God gaan daaroor is om hom te sien. As ons kyk na Moses, hoe hy God sy heerlikheid gesoek het. Hoe hy by God gepleit het om God te sien. En nou vra ek vir ons die vraag, hoe is jou verlange om God te sien? Jy sien, ons kan kerk wil sien, ons kan die pastoor of die dominee of die reverend wil sien, maar hoe is jou verlange om God te sien? Of wil jy net God se voorsiening sien? Wil jy net God se hand sien? Maar jy wil God nie sien nie. Ladies, wat ons geweldige erlewing gehad het. Toe kom 'n vrou, sy is nie by ons in die gemeente, sy het baie kom besoek daar. Toe sê sy vir my eendag, sy sê, Pastoor Gerry, ek het vir baie mense al gesê, julle soek nie Pastoor Gerry nie, julle soek sy gift. Julle soek hom, julle wil hom nie hê nie, julle wil die gawe hê. Want in die tyd van herlewing, sondaand is daai plek uitgepak gewees. Dat van die predikers gesê het vir hulle gemeentelede, en ek dis waarheid, julle moet besluit waar julle wil wees. Maar jy sien, God het hom openbaar gemaak op 'n besonderse manier. Maar daar's 'n verlange in die hart gewees van mense om God te sien. Ons is besig met openbaringskennis die afgelope paar weke. En dit is so belangrik, kind van die Here, dat u en ek net 'n bietjie moet stil raak en vra, jy jouself kan ondersoek. Julle nou ons vir hierdie week so boodskap. 'n Korintiërs wat Paulus vir hulle sê,
2 Korintiërs 5, wat hy wil sê, hy sê, beproef julle self. Toets julle self. Dan kom Paulus met hierdie ding wat hy sê, of weet julle nie, dat Jesus Christus in julle is nie. Julle nie geloof vir dit nie. En hierdie dinge werk my gees. Want Paulus kom, en jy kan maar Paulus se briewe lees, dan komplimenteer hy die gemeentes en sê maar, wow, ek kan sien julle het die gees. Ek kan sien dat julle liefde vir al die heiliges het. Dan komplimenteer hy hulle verskillende gemeentes op verskillende gebiede. Maar elke dag kom Paulus terug na hierdie ding toe. Dit lyk nie asof julle openbaring het van hom wie in julle is nie. En dit is vir Paulus 'n geweldige bekommernis. En vandat ek in die bediening gekom het, jy kan maar my boodskappe volg vandat ek in die bediening gekom het. As hierdie ding altyd in my gees. Die kernboodskap sal wees, hy in my en ek in hom. En ek sit verlede week sit ek met die toekomstige selleiers in wording en toe tref dit my opnuut weer. Weet jy, ken jy hom in wie jy is en wie in jou is? Of ken jy hom net vir jou behoefte? Jy sien, kind van die Here, ons het regtig openbaring nodig vir hierdie onderwerp waaroor ek nou praat. You and I need a revelation of this truth. Want godsdiens gaan jou moeg maak. Religion will get you tired. Gaan jou uitdroog. Maar openbaring van God. Jy sien, en dit is wat die skrywer van die boek Prediker, Spreuke vir ons sê. Hy sê, sonder openbaring word die volk bandeloos. Without vision, the people perish. En hierdie ding wil in my gees, geliefdes. En hoe meer ek woel daarmee, hoe meer sien ek Paulus het ook gewoel daarmee. Want hy het hierdie ding verstaan, Paulus het hierdie ding verstaan. Wat dit is om in die sielsrealm, met ander woorde, met die aardse kennis, denke, God te wil aanbid en God te plesier. Hy het dit geken. Maar toe hy tot wedergeboorte kom op die Damaskuspad, toe God met hom daar ontmoet, toe roep hierdie man uit, wie is u? Wie is u?
En jy sien tot daar nie 'n dag in my en in jou lewe kom, waar ons ook uitroep, wie is U? Sal jy nooit 'n verlange hê om Hom te ken wie in jou is nie. Godsdienstigheid sal jy altyd kerkgebonde hou, maar nie koninkryk liggaam openbaring lewe nie. Want jy sien die curse van godsdienstig in die sielsrealm maak dat jy kerkgebonde is, maar nie God geopenbaar. Dis die hartseer. Maar die natuurlike mens neem die dinge van God se gees nie aan nie, want hy kan nie. Want dit word geestelik beoordeel. Baie keer dan hoor ek mense praat en dan moet ek by inhou dat ek nie, hoe sê hulle, retaliate nie. Want kom die Heilige Gees sê vir my, hulle kan nie verstaan wat jy sê nie. Want daar's nog nie 'n dag in hulle lewe gewees waar hulle uitgeroep het, wie is U Here nie. En totdat jy nie die openbaring in jou eie lewe kry nie, sal die sondaars jou moeg maak en jou moedeloos maak. Maar ek wil vanoggend met jou deel, Jesus geopenbaar. Dis die tema van vanoggend se boodskap. Jesus geopenbaar. Here help. Here help net. Jy sien, kind van die Here, die kerk, die denominasies, organisasies, hulle is altyd besig. Maar as ek u vanoggend 'n vraag vra, het u al ooit Jesus in die parel gesien? Het u al ooit Jesus in jou besigheid gesien? Het jy al ooit Jesus by die skool gesien? Het jy al ooit Jesus daar Checkers of by Pick n Pay gesien? Sien, dis die vraag wat gevra moet word. Want as jy nie openbaring het van Hom wat in en by jou is nie, as jy nie 'n verlange het om Hom te ken wat in en by jou is nie, as jy nie 'n behoefte en 'n verlange het om sy stem en sy hartklop te hoor nie, sal jy altyd godsdienstig bly. Jy sien, maar God wil kom. God wil hê dat u en ek Hom moet ken. Sien, kind van die Here, en dis vrae, ongemaklike vrae, maar hierdie vraag moet beantwoord word. En luister mooi, asseblief verdra vir my en vergewe vir my. Maar kinders van die Here sê te maklik ja. Want dit is godsdienstig. But do you really want to know Him within you? Wil jy Hom waaragtig ken? Jy sien, jy kan Hom net ken wanneer jy tot wedergeboorte gekom het. And if you are not born again, if your only religion, dit sal jou nie pla nie.
Dit sal jou nie pla nie, want dis godsdienstigheid. Satan is 'n meester om vir jou 'n gedaante van godsaligheid te laat sien, maar die krag van die evangelie sien ons nie. En nou Kobie, ek sit in die week, by daai tafel, daar sit ek. En net die gedagte broei. Dis die gedagtes wat ek wil deurgee. Ek het dit klaar opgeneem vir kruiskyk in die week. Het ook klaar die boodskap opgeneem en sê ek dankie Heilige Gees. Want hy het my gehelp. En hy gaan my ook vandag help om u te kan help. Sien, dis wat die apostels bid, sê Here, gee ons openbaring, sodat ons dit kan deel met die heiliges. Dan moet die heiliges 'n keuse maak, met hulle wil, of hulle wil nie. Nou kom ons kyk gou net so 'n bietjie. Ek wil begin by 2 Korintiërs 2 ek net sien, ek net gou my skrifte reg kry. Nee, dis 1 Korintiërs 2. Ook is 1 Korintiërs 2, skies tog? 1 Korintiërs 2 van vers 9. Nou hoor nou, jy moet nou luister. Om hom in jou te ken. Kan jy maar jou Bybel vat en van Genesis af tot Openbaring lees? En jy sal intellektuele kennis kry van hom en jy sal kan sê dis wie hy is. Maar jy sal hom nooit beleef voordat jy nie tot wedergeboorte gekom het en die gees van die waarheid by en in jou is nie. Kali is ons vir baie vroue in Suid-Afrika vandag vra. Hoe voel julle oor julle mans of oor julle vriende? Hoeveel dink jy sal jou antwoord 'n eerlike antwoord gee? Ek voel misbruik. Daar's soveel vrouens, ek sê jou vandag, soveel vrouens wat met hierdie pastoor vandag sal saamstem. Ek voel misbruik. Al die jare is ek gemisbruik. Nou nie sy nie hoor. George, and you can hear me now. There will come a time in your life that you will start to realize people only use you for their benefit, not for yours. Is dit waar, Kobie? Is dit waar? As ek vir jou vandag sê, hoeveel gemeentelede het my en Letty net gebruik? Hoeveel mense het gekom om die bedieninge te besoek, net ons gebruik, om in hulle behoefte te voorsien, en dan is hulle weg. Jy sien, kind van die Here, en die Christen maak dieselfde met God. Sonder dat hulle dit agterkom. Hulle doen dit nie, en ek wil glo, hulle doen dit nie bewustelik nie. Maar omdat hulle nie hom ken, wie in hulle is nie.
Wie hoe maklik is dit om te skinder oor 'n ou wat jy nie ken nie? Dis waar. Voor jy kom kry, praat jy lekker saam, maar jy ken nie die persoon nie. Want jy sien, jy ken hom nie. Of jy ken haar nie, en nou skinder jy net so hard saam. Maar om God in jou te kan ken, moet jy vandag hierdie ding verstaan. Kom ons lees. 1 Korintiërs 2, kom ek lees vanaf vers 9. Maar soos geskrywe is wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Kom nou, kind van God. Hoor sê Paulus hier, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Hoeveel keer soek jy om God te sien? Om God te ken? Nie vir wie en wat hy vir jou kan doen nie. But God. Wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Die Heilige Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. If you want to know God, sal jy God, Heilige Gees, die Gees van waarheid, moet ken. Want as jy God, Heilige Gees nie ken nie, kan jy Vader nie ken nie. Hoor wat sê hy verder. Vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is, behalwe die Gees van God nie. So in ander woorde, om Jesus te ken, Jesus geopenbaar te ken, you need God, the Holy Spirit. Jy sien, jy kan maar jou Bybel lees, en dis reg, jy moet jou Bybel lees. Maar as God, Heilige Gees, nie jou Bybel, die woord aan jou openbaar maak nie, met ander woorde, jou gees verlig en jou denke vernuwe nie, kan jy maar maak wat jy wil, nee, jou lewe verander nie. Nee. En ek wil jou vandag sê, as daar iets is wat God by aangryp en vasgryp en sê, we need to change. Dunamis bediening moet kragbediening word. Nee. Dis hoekom die Here my 9 jaar terug hiernatoe gestuur het. Dunamis power ministry. Maar ek en jy weet, dis nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Is dit dalk, net dalk, Kali, omdat die mense nie Jesus in hierdie bediening sien nie? Of deur hierdie gemeente sien nie? Hulle sien godsdiens, ja. Hulle sien die vla. Hulle sien die advertensies op die vensters. Hulle sien die advertentiebord daar buite teen die muur. Hulle sien ons advertensie wat is nou Parel Pelse. Hulle sien dit. Maar sien julle Jesus in jou eiwa? Maar as jy nie verlange het jouself om hom te ken en om te ken wat in jou is nie. As dit baie maklik vir Satan om jou met godsdienst besig te hou, mense te beïndruk, maar hulle lewe verander nie. En dit is altyd vir my die toets in openbaring van God,
is die verandering van die mens. Toe God met Paulus of Saulus ontmoet het op die Damaskuspad, toe hy uitroep, wie is u? Toe verander Paulus se lewe. En almal wat hom geken het, het gesien en geweet het verander. Paulus het nie net regimeverandering gehad nie. Hy het koninkryksverandering gehad. Hy is uit die koninkryk van duisternis uitgelig na die koninkryk van lig toe. Maar tot u en ek nie 'n verlange gaan hê om hom te ken, geopenbaar aan jou gees en jou denke, dat vernuwe word, sodat jy kan besef wie jy is en waar jy is, en hoe jy jou lewe radikaal verander het. En dit kan net verander na mate jy openbaring kry van hom in jou. En dis wat ou Moses, hy is vir my so 'n mooi voorbeeld, hoe hy uitroep, Here, ek wil u heerlikheid aanskou. Ek wil u heerlikheid, aan oor u teenwoordigheid wil ek aanskou. Nou kom Paulus hier en hy sê vir ons, niemand ken God, en jy kan God nie ken, is net God, Heilige Gees, wat weet wat in God is. In Jesus is. Net jy weet wat in jou is. Jou vrou weet nie wat in jou is nie. Sy dink. Kom aan, kind van die Here, daar is soveel verborgde dinge in jou gees en in jou siel wat jy nooit openbaar sal maak, behalwe as jy uitgevang word nie. En dis wat Paulus sê, slegs die gees van die mens weet wat in die mens is. OK. So antwoorde ons verstaan nou die inleiding. Ons kan God net ken, Jesus net ken, deur God se gees. Is julle met my? Ek wil nie oor jou kop praat nie, ek wil in jou hart praat vanoggend. Maak jou Bybel saam met my oop by die boek van Johannes. Johannes, hoofstuk 14, wel bekend. Julle kan hom quoteer, julle moet hom altyd kan quoteer, maar kom ons kyk gou-gou, want die tema is Jesus geopenbaar. OK, right, Johannes 14, ek lees vanaf vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Jesus is aan die woord. Ek wil hê u moet baie mooi saam met my lees. En jy moet hierdie gesprekke wat plaasgevind het tussen God en sy disippels, jy moet onderskei vanoggend. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Jesus nog steeds aan die woord. En as ek gegaan het en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En nou hoor nou, en waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Kom ons stop net eers daar. Jy sien, daar's vrae wat ek en jy vanoggend vir onsself moet beantwoord. Daar's sekere dinge wat ek en jy moet op ag slaan. Hier kom Jesus en hy sê vir hulle, ek gaan weg. In my Vader se huis is daar baie wonings. En as ek klaar gaan het om julle plek voor te berei, dan kom ek julle haal.
sodat julle kan weet waar ek is. Nou sê hy, en die weg ken julle. Is dit wat daar staan? Dis wat daar staan. Hoeveel keer vra ek die vraag, dan sê jy, ja, dit is regs, ons ken. Hoeveel keer vra die prediker, of vra jy mense dalk, dan sê hulle, nee, ons ken die pad. Nee, ons weet, ons ken. Jesus kom dan en maak die stelling, hy sê, julle ken. Jy sien, kind van die Here, en dis hoekom ek 'n baie challenging pastoor is. Want ek wil nie voor God gaan staan en rekenskap vir jou gee en ek nou moet ek babbels op nie. Ek moet vir God kan sê, ek het waarheid die Here gee. Nou raak ek stil. Kom ouens, dit is 'n goeie besprekingspunt in die selgroep. Hoe sê Jesus, en asseblief geliefdes, luister, dis Jesus wat aan die woord is. Hy sê, hey, julle ken die pad, julle ken die weg. Met wie het hy gepraat? Hy het met sy disippels gepraat. Ons sal vandag sê, hy het met sy liggaam, hy het met sy gemeente gepraat. Ok? Nou, kom ons kyk nou aan. Kom ons lees nou aan, vers 5. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Nou wie lieg? As dit nou 'n bietjie kras gestel, ek dink nie so nie. Jesus sê, die weg ken julle. Hier kom die disippels en Jesus, ons weet nie. Ons weet nie. Hoe sal ons nou die weg ken? Lees julle die gesprek. Jy moet asseblief, kind van God, jy moet vanoggend stil word en met jou gees luister. Kyk na die kontras. Jesus, hy weet mos nou alles. Want hy het die gees. Ons los nie eers daai eenheid. So 'n bietjie die woonstyd daai, ons los hom net so 'n bietjie uit. Nou kom sy disipel, dis die gemeentelid. Sê nee, Jesus, hoe sal ons dan nou weet? Kan julle agterkom, ons neem aan mense weet, maar hulle weet nie. Jy sien, kind van die Here, want omdat ons die self openbaring het nie, omdat ons die self 'n verlange het om God in ons te ken nie, want as jy God in jou ken, as jy weet wie hy in jou is, geopenbaar, sal jy die werke van die koninkryk van God doen. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie. Maar Jesus sê dan net die vorige teks, maar julle ken die weg. Ons weet nie waar u gaan nie en hoe kan ons die weg ken? Vir hoeveel jaar? 3 jaar. Kom ons gesel, 3 jaar het hulle saam met Jesus gewandel. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou antwoord Jesus hom. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ken jy Jesus? Ken jy hom? Wat jy sê, ek glo hy's in my. Ken jy hom, wie in jou is?
Sien, dis 'n vraag wat ons is besig met openbaringskennis. God wil my en jou help om hom te ken. Want as jy openbaring het van hom, wie in jou is en wie in wie jy is, sal jy agterkom, jy's meer as 'n oorwinnaar. Dan sal jy begin die werke van die koninkryk van duisternis uitklee. Okay, kom ons gaan aan. Sê niemand kom na my toe, na Vader, behalwe deur my nie. So as jy Jesus nie ken nie, gaan jy die Vader nie kan ken nie. Jy kan maar bely, jy kan praat soveel jy wil. Hier sê Thomas, hy's 'n kerksmens gewees. Hoe sal ons weet? As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Jene ouens, nou sit en luister ek na hierdie gesprek, ek lees dit, George, and I want to know, say, Jesus, but, Lord, help me to understand. Want ek verstaan nie die disippels nie, en ek hoor wat Jesus sê, want Jesus as die waarheid, hy kan nie lieg nie, en hy sal nie lieg nie, ne? Maar nou kom hierdie disippels, en dan praat hulle een ding, ne? Maar hulle het Jesus, hulle het die koninkryk gesien manifesteer, hulle het gesien hoe duiwels uitgedrywe, man, hulle het gehoor hoe skree die lotvarke, toe oor die kraans daar in die water gaan, ne? Hulle het gesien hoe dooies opgewek, hulle was by gewees toe Lazarus, ne? Toe Jesus roep Lazarus, toe kom hy daar uit die graf uit nou, met die doodsdoeke gebind, maar hulle het hom gesien, hulle het al hierdie dinge gesien. Hoe sal ons die weg ken? Hoe sal ons die weg ken? Die vloek van godsdienstigheid, religion, sal in 'n kerk sit, in 'n gemeente sit, as geen geesbelewenis nie, maar waaragtig moet ek gaan uit die kerk uit begrawe word. Dan staan die prediker nog agter die preekstoel en sê, dit is 'n goeie mens gewees. Ek wonder hoeveel van ons predikers sou nog bly leef het as daai nie die doodstraf was, as ons dit gesê het en dan dood nie geval het nie. Jesus sê, as julle my geken het, jy gaan hom net ken, wanneer jy verlang het. As 'n dag in jou lewe aanbreek, waar helder lig op jou kom, en jy roep uit, wie is u Here nie? En jy hoor hom vir jou sê, ek is Jesus, die een wat jy vervolg. Ons gaan aan. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Nou hoor dit, ons gaan net terug na die volgende vers. Kom ons kyk na hierdie gesprek. Ne? As julle my geken het, sou julle my Vader geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Maar hier kom Filippus, 'n kerksmens, disipel, volgende vraag sê hy, Filippus om Here, toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. Ek weet nie of hierdie gesprek julle nie pla nie, maar dit pla my. Want weet jy wat, ek sien die kerk in hierdie gesprek. Ek sien die belydende gelowiges, ek sien hulle in hierdie gesprek. Ek sien gemeentes in hierdie gesprek. Jy sien, dis een ding wat ek kan praat.
Maar om hom te wys in my is iets anderste. Kom ons gaan aan. Kobie, voel dit jou gees ook, man? Maak ek jou kop so 'n bietjie so maak. Dit maak my kop so, man. Nou oor wat sê hy so. Jesus sê vir hom, ek is al so lank al by julle en het jy my nie geken nie. Nou hoor, van wie praat Jesus nou? Luister die vraag. Filippus sê, toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. Dis die vraag wat Filippus vir hom vra. Nou antwoord Jesus vir hom, hy sê, Jesus sê vir hom, ek is so lank al wie? Hy Jesus. Nie Vader nie. Filippus sê, toon ons die Vader. Nou kom Jesus en hy sê vir hom, ek is al so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Man, en ek voel Jesus. Miskien is hy bekommerd geweest, ek weet nie. Maar jy sien, Malcolm, totdat ek en jy nie by openbaring kom van die skepping toe God sê, kom laat ons mense maak na ons beeld nie, gaan ons sukkel om Jesus te verstaan. Die werk van Jesus te verstaan. Want toe God, so kon ons mense maak na ons beeld, toe blaas hy homself, Vader en Gees, blaas hy homself in 'n klein liggaam en hy word 'n lewende siel. So die mens word soos God. Hy is nie God nie, hy word soos God. Nou sê Jesus, maar hoe lank is ek by julle? Hoe vra jy so 'n vraag, Filippus? As jy my gesien het, dan het jy Vader gesien. Die tema van die boodskap is Jesus geopenbaar. Hier vra Filippus, toon ons die Vader. Jesus sê, maar Filippus, as jy my gesien het, het jy Vader gesien. Kind van God, hierdie Bybelboek, woel julle persoon se gees. Nou wat gaan dan? Vers 10. Okay, sê vers 9, die laaste gedeelte. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Nou hoe sê jy, toon ons die Vader? Vers 10. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. U moet verstaan, die Gees toe hy oor Jesus kom, toe hy die doopwater uitkom, en God roep uit, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag, en hy word gevul met die Gees. Nou, Jesus het gekom as seun van die mens. Nou, maar toe kom die Heilige Gees op hom, die Gees van waarheid, ons gaan nou daarna kyk. Nou, en nou is Jesus afhanklik, luister mooi, hy is afhanklik van God, Heilige Gees, om Vader aan hom openbaar te maak. Wie van ons het volgens ons wakker word en sê, good morning, Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Thank you for this day. Thank you for your guidance this morning. Thank you, Spirit of truth. Guide me in truth. Lead me in truth. Sien kind van God. Kyk na die gesprek, ouens. Hier gaan dit oor die mens, die disippels en die Godheid.
En die mens, lyk my in sy natuurlike staat, sukkel om die godheid te sien. En totdat u en ek die openbaring kry van hom wie in ons is nie, gaan ons altyd godsdienstige lewe en godsdienstige preke preek. Mense verander nie. En dis hoekom ek vanoggend toe jy sien, sê kom ek gaan vir jou bid. Want ek weet God antwoord my gebede. En ek weet jy het geloof, dit is niks, that's fine. Maar ek doen wat God sê ek moet doen. Pray for him, wisdom. Kom ons gaan aan. Nou sê Jesus vir Filippus, hy sê, glo jy nie dat ek die Vader, maar hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Totdat jy Jesus nie geopenbaar ken nie, sal jy nie die werke van die koninkryk van God kan doen nie. Want ek wil jou vanoggend sê, ons is so vasgevang in sielsgodsdienste, dat ons altyd schemes het, nee. Ons het altyd planne, nee. As die ding nie werk, kan ons daai ding gebruik. Maar as jy verstaan wie in jou is, swaai dit jou om, van bedelaar na heerskappy toe. Nou bedel jy nie meer, jy is nie meer 'n bedelaar nie. You know all power belongs to you. Given unto you. Wanneer daar 'n situasie kom, dan heers jy. Jy kan maak wat jy wil, situasies kom. Nee. Maar nou heers jy in daai situasie. Dit maak dat jy weet, nou, God sê, ek sal nie toelaat dat jy bo kan jou vermoë versoek op beproef word nie. Dit maak dat jy altyd 'n bemoevende konkurrent is. But you need to know him. Jy het nodig om hom geopenbaar te ken, hy wat in jou is. Mense kyk na organisasies, na denominasies, na kerkname, nie 'n kind van die Here, hulle moet kyk na die belydende Christen, wat tot wedergeboorte gekom het, geesvervuld is, wat sê, as jy my gesien het, het jy Jesus gesien. Nou sê Jesus hierdie ding, hierdie waarheid. Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my is. Kind van God, moenie haastig sê nie, asseblief. Moenie vir my sê, jy glo dit nie. Wys dit vir my. En ek is nie lelik nie. Ek is nie vieslik nie. Maar as ek teruggaan vanaf vers 1 af, en ek kyk hoe die kerksmense, die disippels, hoe hulle gereageer het, hoe hulle geleef het, dan sê ek, moenie haastig praat nie, moenie haastig antwoord gee nie. Jy sien, want hierdie woord maak dat jy nie haastig kan praat nie. Nou hoor wat sê hy so. Glo my dat ek in die Vader is, die Vader my, anders glo my ter wille van die werke self. Hoe lyk jou werke? Nie om gered te word nie. Hoe lyk jou werke, omdat jy verstaan, hy is in my, hy is by my. Nou, na wedergeboorte, staan ek op uit die doodheid in 'n nuwe lewe. Nou begin ek koninkrykslewe te lewe. En dis 'n koninkryk van heerskappy, herstel. Nou, kyk ek en jy nie meer na vlees en bloed nie. Ons vat autoriteit oor daai geeste agter daai mens. Ons vat autoriteit oor hulle, want jy het mag en gesag oor hulle. Okay, goed. Of anders glo ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir jou goed,
wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Ons quoteer en ons ken almal, doen ons bediening, ken hierdie skrifte. En hulle wat ons op YouTube luister, hulle ken hierdie skrifte. Hulle moet dit ken in hierdie tyd al, want ek haal dit aan. Ek quoteer, ek lees dit. Maar na 9 jaar, hoe lyk ons koninkrykswerke? Hoe lyk ons koninkrykswerke? Jy sien, openbaringskennis is nodig vir my en jou. Kom ons gaan aan, ek is amper klaar. Dink so. Nou hoor wat gesê, goed, kom ons gaan na vers 17, jy kan die ander 2 verse kan jy self lees. Die Gees, vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Dan sê die kerk, halleluja! Prys die Here! Wonderlik! Ja, dankie Jesus! Wat weet jy, meneer, mevrou, luisteraar YouTube, wat weet jy van hom wat in jou is? Weet jy wat my en jou verraai? Is die werke. Is die werke. Is die werke. Jesus sê vir Filippus, ek het net kom doen, dat ek gehoor het van Vader, wat om te sê, wat om te doen. Onthou, net die Gees weet wat in Vader is. En Jesus het net geweet wat hy moet doen en sê, omdat hy deur die Gees Vader se hart gehoor het. Sien kind van die Here, nou sê hy die Gees van die waarheid die wêreld nie kan ontvang nie. Weet jy hoekom sê Jesus dit? If you are not born again, kan jy die dinge van die Gees, jy neem dit nie aan nie, want jy kan nie, want dit word geestelik beoordeel. Dis hoekom, luister mooi, you need to check your spirit, man. Are you really born again? If you say, yes, I'm born again, then you need to start to trust God for His Spirit, a spirit of revelation, of truth. Want jou werke gaan jou verraai. Wat maak doen ons bediening anders as enige ander gemeente in hierdie dorp? Dis vra, is dit moeilik? Ja, ouens, vir my, na 9 jaar, is dit vir my nie maklik nie. Maar ek moet hierdie vrae vra. Hoe maklik word ons onderstebo gegooi met 'n krisis? Die Gees van die waarheid het gesê, ag, louter vreugde. Jy's 'n oorwinnaar. Amen. Meer as 'n oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar. Kom kind van die Here. As 'n selgroep nog nooit besprekingspunte gehad het, het hulle dit vandag. Amen. As jy die Gees, hulle kan hom nie ontvang nie, want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. In Johannes 3 sê Jesus vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien of ingaan nie. Wie bly in jou?
Ken jy hom? Jy verlang om hom geopenbaar te sien. Okay, julle kyk my so kwaai aan. I still love you. Nou hoor wat sê vers 18. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my. Wat het Jesus bedoel? Maar die wêreld sien my, maar julle sien my. Can you really be honest? Hoeveel keer sien jy Jesus in mense? Hoeveel keer? Jesus sê maar, die wêreld, hulle sien my, maar julle sien my. Hier praat hy nou met die kerk. Hier praat hy nou met die wedergeborenes. Julle sien my. Your spirit is born again. And the spirit of truth is within you and with you. He will reveal him who are within you. En dis hoekom Paulus, dis hoekom hy so verlang het. Hy sê vir die Efesiërs hoofstuk 1, vers 15, 16, 17, 18 sê hy. Hy sê hierdie woorde, nou bid ek vir julle. Gaan lees maar hoofstuk 1 verder tot op 15. Kyk oor, lees soos ons vanoggend hierdie Bybel gelees, dan lees jy dit, dan sien jy, dan sê Paulus vir hulle, hy sê, julle het die liefde vir al die heiliges, julle het die Heilige Gees, julle het alles, julle is verlos om te wees tot lof van sy heerlikheid. Maar nou kom hy by hierdie ding, Rita, dan kom hy, dan sê Paulus vir hulle, hy sê, maar nou bid ek vir julle, hy sê ek bid vir julle, nou ek bid vir julle, dat God aan julle gee, sy Gees van wysheid en openbaring, sodat jy God in jou kan ken. Dan sê vers 18, verligte oë van die verstand, sodat jy die rykdom van jou erfdeel, sy heerlikheid in jou kan opneem. You and I and the church wait, and we need to trust God for His spirit of revelation. En dis hoekom Paulus vir die Korintiërs sê, of weet julle nie meer nie? Weet julle nie dat die Gees, dat Jesus Christus in julle is nie? Kom kind van God, ek wil jou vandag bemoedig en ek is klaar. Om God te ken, you must be born again. Moenie dat vyand jou bedlieg, ek het my bekeerd, maar you are not born again. You must be born again from above. God, Heilige Gees moes jou oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel. En nou kom God, Heilige Gees, en hy maak hom wat in jou bly. Ek moet net, skies kerk, ek moet nog net die 2 verse lees. Hoor hierso. Vers 20, Johannes 14. In die dag sal julle weet, verskoning, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. You will know it. Nou hoor wat sê hy so. Wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Wow, Malcolm, what a good word. Wat 'n wonderlike woord uit Jesus se mond uit. Ekskuus tog. Wat 'n wonderlike woord. Hy wil hom openbaar maak. God wil hê dat ek en jy hom moet ken, hy wie in jou is.
Hoe gaan hy hom openbaar maak? Die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, goedheid, vriendelikheid, lankmoedigheid, selfbeheersing, getrouheid, as was 9 van hulle. Hoe gaan hy hom openbaar maak aan jou, deur jou? Die gawes van die Heilige Gees, profesie, tale, uitleg van tale, 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid, onderskeiding van geeste, geloof, krag, gesondmaking. Daar's nog ander gawes ook, maar dis God se karakter, dis wie hy is, wat in jou is. Hy gaan hom openbaar maak. Power. But you and I need God, Holy Spirit, the spirit of wisdom and revelation. Geestelike dinamika, soos ons begin het so 4-5 weke terug, geestelike dinamika is wanneer God, Heilige Gees, God se woord aan jou gees verlig, verhelder, en die skanse en die bedekking, alles val af. Okay? Aan jou gees, en nou kom jy by jou wil, en jy wil sê, maar ek wil hom ken. Dan vernuwe dit jou denke. En nou kom daai begeerte, ek wil hom ken. En jy sien, dit is anders om te sê, ek glo, die duiwels glo ook, man. Hulle sê dit. Ek en jy moet op die woord staan. Gees van waarheid, ek het hom ontvang, hy's by en hy's in my. En nou gaan ek die werk, nou hoor ek wat sê Heilige Gees. Bid vir hom vir wysheid vir werk. Maak hom gesond, maak haar gesond. Dryf daai duiwel uit. Hoe dit ook al sê. Nou begin jy die werke te doen. Geopenbaar. Filippus, as jy dan nie glo, ek en die Vader nie. Vader my is nie. Glo dan die werke. So wanneer ouens begin baie praat, godsdienstig, kyk ek hulle so. Weet die ergste vir my alles is, ek hoop iets hulle sê, pastoor, maar jy moet maar so verstaan. Dis my moeilik, jong. Want ek verstaan nie. Ek sê, Here, help hulle dat hulle kan verstaan, dat hulle nie vir my sulke dom goeie sê nie. Maar dan moet ek lankmoedig wees. Selfbeheersing nie. Maar jy sien, kind van die Here, ons gaan volgende Sondag, soos die Here wil, ons gaan stap vir stap. Daar's nie 'n manier hoe jy ooit vir God kan sê, maar ek het nie geweet nie, want hy gaan jou help. Volgende Sondag vat ons 'n volgende stap. Want ek wil hom ken. Geopenbaar. In my. As dit dan nou nie in jou is nie, maar ek wil hom ken, geopenbaar in my, in sy liggaam. In sy liggaam. All the born agains. Is nou tyd dat die kerk van die Here Jesus Christus hom wys. Hom ken, demonstreer, wys. Amen. Amen. Enige vrae oor dit wat ek bedien het vanoggend?